Dankie, dis altyd mooi om die gesange se woorde te kyk. Ek weet baie van die nuwer liedere, dan sing mens lekker saam, maar dan kyk jy na die tyd en dan vra mens, maar wat het ek nou eintlik gesing? Maar van hierdie ouer gesange, die waardes en die lering wat selfs in dit is altyd wonderlik om na te sien. En woorde wat nou vir my uitgestaan het, is daar in vers 2 wat sê die Heilige Gees moet ons lei en leer. En dis net 'n wonderlike waarde wat ons kan hê om te weet, dis die Gees wat ons moet lei en leer. Ons gaan dan na die woord van die Here toe en ons lees vanoggend vanuit Lukas 15. Lukas 15 en ons lees van die 11de vers af saam en dit is die gelykenis van die verlore seun. Kom ons lees die gedeelte. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. En ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe, en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, U broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het baie kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien U so baie jare, en ek het nooit U gebod oortree nie. En vir my het U nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van U kom, wat die goed met hoere deurgebring het U vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. Ekskuus. En hy was verlore en is gevind. Ons lees net so ver.
Piet sal oom gou vir ons bid asseblief. Ekskuus, hier is nou so krap in die keel weer vanoggend. Maar hopelik gaan hy nie te veel pla nie. Ek voel dit nie voor die tyd nie, en as ek begin hard praat om te preek, dan begin die keel krap. So ons kyk dan na ons teks van oordenking vanoggend, Lukas 15 vers 18. En daar kry ons die woorde, en ek sal opstaan en na my Vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. En praat ons oor die gedagte, die Vader van die verlore seun. 'n Wonderlike verhaal wat ek seker elkeen van ons ken, en ons het nou so rukkie terug, seker so 3 Sondae terug het ons oor 'n gelykenis gepraat, die gelykenis van die onregverdige regter, en toe laasweek het ons gepraat oor die 2 gelykenisse, die skat wat gevind is, en dan die parel, wat gaan oor die koninkryk van die hemel. En ek het toe so 'n bietjie meer vertel oor hoekom die Here Jesus gelykenisse gebruik het, en kry ons nou vanoggend sy bekendste gelykenis, die gelykenis van die verlore seun. Maar wanneer ons na hierdie gelykenis kyk van die verlore seun, dan moet 'n mens nie net op die gelykenis fokus nie, maar eintlik op die hele gedeelte van Lukas 15, want ons het nou nie die hele gedeelte gelees nie, maar Lukas 15 bestaan uit 3 gelykenisse wat ons daar vind. Die eerste is die gelykenis van die afgedwaalde skaap, so die 100 skape, en een raak weg, en dan laat die herder die 99 staan, en hy gaan agter die een skaap aan, en wanneer hy hom kry, dan is daar blydskap, en dis nog iets wat ons sien in al 3 hierdie gelykenisse in Lukas 15, daar is blydskap. Die tweede gelykenis in Lukas 15 is die vrou met die verlore penning, wat sy 10 pennings het, en een raak weg, en die vrou soek dit totdat dit gekry is, en weer eens is daar blydskap wat ervaar word. En albei hierdie gelykenisse gaan oor een ding, die man met die verlore skaap, Lukas 15 vers 7, en ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. En dan so ook die vrou met die penning, ons lees in vers 10, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En dan, nadat dit nou vir ons sê waaroor dit gaan dit oor na die gelykenis van die verlore seun. So ons weet dadelik, wat is die kern hiervan? Die kern is die bekering van 'n sondaar. En dit was in antwoord
op wat in daardie tyd 'n kwessie was met die fariseërs en die skrifgeleerdes en die sadduseërs, want hulle het gesien, hulle let op, Jesus is baie verwelkomend teenoor die sondaars van daardie tyd gewees. En daarom in die begin van Lukas 15 lees ons vers 1 en 2, en al die die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie murmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. So hierdie godsdienstige manne van daardie tyd sien dit en hulle vind fout met die feit dat Jesus slegte mense verwelkom. Want anders as God voel hulle niks liefde, ontferming vir hierdie mense wat nie aan hulle standaard voldoen het nie. Hulle was vir hulle soos vuilgoed gewees. Dink aan die fariseer wat daar gebid het en gesê het, Here, dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. En dit het eintlik hulle hele uitkyk oor hierdie mense opgesom. Hulle was bly, hulle was nie soos hierdie mense nie, neergekyk op hulle, en hulle is dan veroordelend omdat Jesus verwelkomend teenoor hierdie mense is. En nou kom die Here Jesus in Lukas 15 en hy spreek hierdie probleem aan. In al drie hierdie gelykenisse gaan dit oor hoe voel die Here oor verlore sondaars. En nog iets wat dit interessant maak, is hoe die drie eenheid hierin ingeweef is. Want die eerste gelykenis is die skape en die herder. Nou dink ons aan die Here Jesus wat die herder uitgebeeld word. Die tweede wys op die Heilige Gees en die derde is die fokus op God die Vader, met die Vader van die verlore sondaar. So met hierdie agtergrond met die gelykenis van die verlore seun, kan ons na hierdie gelykenis kyk. Nou weet ons hoekom dit is, die fariseërs, die skrifgeleerdes en hierdie drie gedeeltes wat al drie praat oor die bekering van 'n sondaar. En hulle fokus op die verskillende plekke van die drie eenheid. So kom ons kyk nou na die gelykenis van die verlore seun. En ons weet daar's verskillende karakters. Daar's God die Vader wat die Vader voorstel, en dan sal nou die verlore seun wat die sondaar voorstel, en dan sal natuurlik die ouer broer wat nou in 'n groot mate daardie mense voorstel. Maar ons gaan fokus op die Vader in hierdie verhaal. En daarom ook ons tema wat ek vir u gesê, die Vader van die verlore seun. Nou wanneer ons na gelykenisse oor die algemeen kyk, is daar mos vir ons baie lesse om te leer, en ek dink nogal ek het in altyd die vorige boodskappe die woorde gesê, daar's vir ons 'n les om te leer. Maar nou in een van die Here Jesus se langste gelykenisse, met die verlore seun, is daar baie lesse om te leer in hierdie een gedeelte, maar ons klem is net op die Vader, waar die Vader intree met die bekering van die sondaar, die Vader se reaksie daarop, sy rol daarin. So alles wat met die Vader te doen het. En as dit kom by die bekering van 'n sondaar, ek het nou 'n paar keer net daai woorde gebruik, die bekering van 'n sondaar, maar kan dit eintlik twee dinge beteken. Die een weet ons baie goed, dis iemand wat nog nooit die Here Jesus geken het nie, hulle is nog nooit 'n kind van die Here gewees nie, en hulle is soos daardie verlore skaap, daai verlore penning, daai verlore seun, hulle het nog nooit na die Vader toe gekom. En nou moet hulle die Here aanneem. So hulle bekering is nie net 'n bekering van sonde nie, maar is ook 'n redding waar hulle sy kind word. So dis die een kant, die bekering van 'n sondaar, nog nooit kind van die Here gewees nie. Maar aan die ander kant kan 'n sondaar ook 'n kind van die Here voorstel. Ons kan sê, ons het al die Here aangeneem, ons het al bekeer, ons is die Here se kinders, maar ons het sonde in ons lewens. Daar's iets in my lewe wat ek gedoen het, wat ek nog nie na die Here toe gevat het nie. Of ek sit in 'n teruggevalle posisie, ek leef in sonde, ek leef soos die wêreld, en ek het daardie vergifnis van sonde nodig. Ek het daai bekering nodig waar ek wegdraai van dit af. Waar daar een of meer sonde in my lewe is. En natuurlik, soos in die drie gelykenisse, is die drie eenheid ook betrokke by die bekering van 'n sondaar.
Die Here Jesus natuurlik die herder, deur wie 'n mens toegang kry waar hy in die kruis gesterf het vir sondes en deur hom is daar redding. Die Heilige Gees wat die lamp, die lig is, die een wat oortuig van sonde. En dan uiteindelik die Vader. En dis waarop ons gaan fokus. Die Vader se handeling met die sonde. Met iemand wat nog nooit bekeer het nie en die Here Jesus nodig het, maar ook as 'n kind van die Here met sonde in hulle lewens. Hoe werk die Vader? Nou ons eerste gedagte wat ons gaan deel oor die Vader van die verlore seun, is die Vader se genade om te vergewe. Genade is mos 'n onverdiende guns wat aan iemand bewys word. Daar in Lukas 15 vers 12, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het sy goed tussen hulle verdeel. Nou die rede hoekom ek hierdie vers lees, as dit gaan oor genade, is om te verstaan hoe groot die Vader se genade is, moet ons eers verstaan, maar wat het hierdie seun gedoen? Nou baie keer dink ons, dinge het anders gewerk in daardie tyd, en die seun was in ons terme arrogant geweest, hoe vra hy vir sy pa vir sy erfdeel? Nou vra ons maar, was dit anders in daardie tyd? En in 'n groot mate was dit nie. Net so sleg soos wat dit vandag sou wees om vir my pa te vra terwyl hy leef, kan ek my erfdeel kry? Net so sleg was dit in daardie tyd gewees. So dit was vir die pa 'n klap in die gesig gewees, slegte situasie. Maar wat wel anders was in daardie tyd, wat ek nie dink is vandag meer so nie, ek ken nou nie die wet baie goed nie, maar in daardie tyd kon 'n kind, as sy pa hom sleg behandel het, dan kon hy na sy pa toe gaan en vir sy erfdeel vra. En as sy pa hom weier, kon hy sy pa hof toe vat, en dan kon die hof beslis, maar moet hierdie pa die seun se erfdeel uitbetaal, en as die hof beslis, maar hierdie pa het sy seun nie sleg behandel nie, dan moes die seun 'n boete betaal. So daar was hierdie gedeelte in die wet in daardie tyd gewees. Maar as ons nou kyk na hierdie gedeelte, die seun vra vir sy pa vir sy erfdeel, wat dan weer eens 'n klap in die gesig is, want dit sê sy pa het hom sleg behandel, maar dit was nie so gewees nie. As ons in die gedeelte kyk na die Vader se karakter, het hy sy seun beslis nie sleg behandel nie. Kan ons sê, hy was 'n goeie pa gewees. So die feit dat sy die seun vra vir sy erfporsie, maak dit net soveel slegter en soveel erger. So 'n slegte situasie gewees, die feit dat hy vra vir sy erfdeel. En die ander deel, wat dit vir ons net so sleg maak, is die manier wat hierdie seun sy erfporsie spandeer. Vers 13 sê vir ons, en nie baie daarna nie, met ander woorde, hy het sommer gou aan die werk gespring om dit te spandeer. Het die jongste seun alles bymekaar gemaak, weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. So ons kan self ons afleiding maak, hoe het hy dit spandeer. Maar na 'n ver land gegaan, weg van sy pa, weg van sy familie, weg van wat vir hulle belangrik was, en hy spandeer sy hele erfporsie deur losbandig te lewe. En dis nou weer eens, as ons net die situasie vat, die menslike gedeelte daarvan, en dis nou iets wat in die evangelie van Lukas uitstaan is, hy het baie gefokus op die menslike gedeelte. Nou dink ons net vir onsself, die pa het hard gewerk vir dit wat hy gehad het. As 'n mens kyk na die manier van lewe in daardie tyd, die mense het spaarsame gelewe, mooi na hulle goed gekyk, mooi gewerk, gespaar, en dit word so spandeer. So nou dink ons in, hoe moes die pa gevoel het? Kyk wat doen hierdie seun, wat hierdie erfporsie vra, en hierdie pa in so slegte posisie sit, en nou spandeer hy dit so losbandig. 'n Mens kan eintlik nie glo dat iemand dit kan doen. So die seun se sonde, dit wat hy verkeerd gedoen het, was groot. Dat hy so sleg gedoen het, wys net vir ons hoe groot die Vader se genade was. Want toe die seun besluit om terug te gaan, toe dink hy nou by homself, wat gaan ek vir my pa sê? En hy sê in vers 18 en 19, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, so hy weet wat hy verkeerd gedoen het. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge.
En toe die seun wel by sy vader kom, nou het ons die gedeelte gelees, toe kom hy nie eers deur sy hele sin nie, hy sê nog net ek het gesondig, en sy vader vergewe hom alreeds. So kyk net die genade. Na alles wat hierdie seun gedoen het, na hoe groot sy sonde was, toe hy na sy vader toe kom, toe vergewe sy vader. En dit leer ons so iets van die Vader in hierdie gedeelte. Dit leer ons so iets van die Vader wat in die hemel is, wat sy genade sonder einde is. Vir 'n sondaar wat nog nooit bekeer het nie, as iemand na die Here toe kom en hulle bekeer hulle, dan vergewe die Here en hy maak hulle sy kinders. Dink aan 1 Johannes 1 vers 12, wat sê, en hy het hulle mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. Die genade van die Here om, as iemand na hom toe kom, hulle te vergewe, hulle sy kinders te maak. En gaan kyk deur die woord, ons as mense is baie keer plaas verskillende dinge in kategorieë, en sê maar hierdie sonde is baie erg, en hierdie is minder erg, maar kyk wat sê die woord, watter sonde het die Here al vergewe? Hy het al afgoderry vergewe. Ons lees in Nehemia 9 vers 31, maar in die groote barmhartigheid het u hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want u genadige, u is 'n genadige en barmhartige God. Hy het oorspel en moord vergewe in die geval van Dawid. Die Here het ongehoorsaamheid, hoeveel keer in die woord vergewe, solank as wat mense hulle sonde bely, het die Here dit vergewe. En dis wat dit so onverstaanbare genade vir ons maak. Want hoe kan die Here vergewe? Hoe kan hy vir Dawid oorspel en moord? Hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy aanhou vergewe as iemand weer na hom toe kom met dieselfde ding? Genade. Onverdiende guns. Maar, en dis 'n baie groot maar wat Paulus vir ons gee, 'n mens kan nie die genade misbruik nie. Ons moet dit weet, ons moet dit verstaan. Ons kan nie sondig met die gedagte, maar die Here se genade is groot nie. Want hoe voel God oor sonde? Nou Paulus kom leer dit vir ons, hy skryf in Romeine 6 vers 1 en 2, wat sal ons dan sê? Nou vra hy 'n vraag, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? So dis mos hy soos mense vandag wat sê, ja maar die Here se genade is groot, hy sal my vergewe. Hulle gebruik die genade van die Here as 'n verskoning, maar nou sê Paulus, hy sê nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hy vra die vraag, ons is nou kinders van die Here, ons het dit afgesterf, ons is nuwe skepsele, ons probeer heilig leef, soos God heilig is, hoe kan ons aangaan met sonde? Nou 'n paar verse aan in Romeine 6 vers 13, dan sê hy, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. So hy sê, hoe gebruik jy jou lede, jou liggaam, dit wat jy doen? Moet dit nie gebruik vir sonde nie, gebruik dit vir geregtigheid. Gebruik dit vir die diens van God. Ja, God se genade is sonder einde. Maar kinders van die Here wil nie sondig. Ons wil nie die Here dien en leef soos die wêreld en in die wêreld en in sonde. Die Here se genade is nie daarin dat hy aanhou vergewe al doen ek sonde nie. Die Here se genade is daarin dat wanneer ek na hom toe kom met berou, ware belydenis, dan vergewe hy. 1 Johannes 1 vers 9, het was een van ons heel eerste leerverse gewees. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sonde bely. So die groot genade van die Here is, hy vergewe. Die Here vergewe. Maar dan in die tweede gedagte, sien ons vanoggend die gedagte, die Vader se verlange om te vergewe. Dink as ons dit nou in reguit Afrikaans sê, hy wil vergewe. Hy wil so graag. Lukas 15 vers 20, en hy het opgestaan en na die Vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesien,
innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hom hartlik gesoen. Kyk net die mooi beeld wat ons hier sien, die mooi in hierdie gelykenis, dat die Vader sy seun sien aankom. Nou dink ons waar hy was, daar tussen die varke en sy geld klaar gewees, vuil, verslete klere, sekerlik uitgehonger, en sy pa sien hom aankom, en in hierdie toestand waarin die seun is, herken sy vader hom, sien hy hom, asof hy hom verwag het. Nou een van die kommentaarskrywers sê, sy pa het hom gesien toe hy nog ver was, want hy het vir hom uitgekyk, hy het gewag vir hom. Sy oë was op die horison, hy het elke dag daar na die plek op sy plaas gegaan, waar hy ver kon sien dat hy kyk of hierdie seun terugkom. En of dit nou waar is of nie, die feit dat sy pa hom gesien het, terwyl hy nog ver was, wys sy pa se verlange om hom te vergewe. En sy reaksie toe hy sy seun sien, sy hart vir sy seun, hy het hom innig jammer gekry, na alles wat hy gedoen het, na die erfporsie, die manier wat hy dit spandeer het en alles, hy het innig jammer vir hom gevoel, hy hardloop na sy seun toe. En dit alleen, nou weer eens, in ons konteks is dit nou nie so snaaks, as 'n volwasse man hardloop nie. Ek dink hier in Veldrif sien ons dit tog min, maar in Langebaan sien jy klomp volwasse mans heen en weer hardloop. Maar vir ons is dit nie vreemd nie, maar vir 'n Jood was dit ongeoorloof om te hardloop. Dit was vir hulle heeltemal verkeerd gewees vir 'n volwasse man om te hardloop. So die feit dat hierdie man hardloop na sy seun toe, wys daai verlange om sy seun te vergewe. Hy hardloop na hom toe. En toe hy by sy seun kom, hy omhels hom. Weereens, nou dink aan hy kom al tussen die varke uit, vuil gereis, vuil verslete klere, maar sy pa omhels hom en hy soen hom. En 'n mens sien net die liefde. Hierdie seun is uiteindelik terug. So die vader in die gelykenis het 'n verlange gehad, 'n soeke gehad om sy seun te vergewe. Die vader het gewag vir sy seun om terug te kom. En toe hy terugkom, toe verwelkom hy hom met oop arms. En dit, weer eens, gee vir ons so 'n mooi beeld van die hemelse Vader. En dit is wat die fariseërs en die skrifgeleerdes in daai tyd nie verstaan het nie. Want hulle het 'n afskeid en 'n haat vir sondaars gehad, met die gedagte van God vernietig en hy verwoes. Maar dit is nie wie God is nie. Hy is regverdig, en hy het klaar gesê wat die regverdige oordeel is vir die einde van tyd. Dit is daar. Maar sy genade, hy verlang, hy wag om iemand te vergewe. Die Here wil vergewe. Net die feit dat die Here Jesus aarde toe gestuur is om in die kruis te sterf, sê vir ons, die Here wil vergewe. Kom ons begin weer by die verlore sondaar. Iemand wat nog nooit na die Here toe gekom het nie. Wat sê die woord? Hoe voel God oor hulle? Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou ons weet, God haat sonde. Ons weet, hy gaan nie sonde aanvaar nie. Maar kyk sy liefde vir die persoon. Dat hy hierdie persoon wil red, dat hy sy seun gestuur het, om daai sonde te vergewe, sodat hulle gered kan word. Nou dis liefde. En ek wil nou net so in aanhalingstekens sê, liefde is nie om sonde te verdra nie. Ons sien nooit in die woord dat God sonde verdra nie. Mense vandag wat sê, liefde verdra sonde, dis 'n duiwelse vervalsing om mense weg te hou van ware belydenis. Om mense weg te hou van ware genade en ware liefde. God se redding en sy vergifnis, daarin is daar liefde. En dan 1 Timoteus 2 vers 3, dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Nou dink jy, hoeveel dwaalleringe word in hierdie een vers heeltemal weggevee. Mense wat wil sê, hierdie persoon of daai persoon of hierdie of daai, hier kom hy sê, God wil hê alle mense moet gered word. Dis sy verlange, hy wil mense red. So wanneer iemand nie gered word nie, is dit nie omdat die Vader nie wil nie, dis omdat hulle nie wil. Dis omdat hulle nog skop daartoe.
En dan vir kinders van die Here wat gesondig het. Die Here wil vergewe. Hy wag dat 'n mens na hom toe kom. Daar's baie redes hoekom 'n kind van die Here nie na die Here toe sal kom nie. Ek dink een is skuldgevoel. Ek het weer gesondig, hoe kan die Here my weer vergewe? En ek sit met hierdie ding, terwyl die Here wag. 'n Ander rede is, ek wil net nie daarmee breek nie, ek wil nie hierdie sonde los nie. Maar wat sê die Here? Jesaja 1 vers 18, dit was nou ook ons vers van die week, ek dink 'n week of 2 terug. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die Here sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak. En wanneer iemand kom, dan vergewe die Here. Dis sy liefde, hy vergewe. Wanneer iemand bely. So die Here het 'n verlange om te vergewe. Hy wil vergewe. Dis mense wat nie noodwendig wil. En dan die laaste wat ons hierin sien, is die Vader se vreugde om te vergewe. Ons lees dit in 'n paar verse eintlik in Lukas 15, maar ek gaan net vers 22 en 23 lees. Maar die Vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan. Geef vir sy hand en skoene vir sy voete, bring die vetgemaakte kalf en slag dit, laat ons eet en vrolik wees. Nou dis seker die gedagte in Lukas 15 en in die verlore seun wat baie keer misgekyk word. In al 3 hierdie gelykenisse is daar blydskap wanneer 'n sondaar tot bekering kom. Nou die Fariseërs en die skrifgeleerdes het die teenoorgestelde reaksie gehad. Lukas 15 sê hulle murmureer omdat die Here sondaars ontvang het. Hulle kla, hulle murmureer daaroor, hulle is ongelukkig, hulle is ontevrede. Hoe kan die Here 'n sondaar ontvang? En dan kom die Here Jesus en hy weerlê dit. Hy wys vir hulle hoe voel die Here as 'n sondaar tot bekering kom. In die gelykenis van die verlore skaap, ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Nou kan julle dink, die Fariseërs wat daar sit, volgens hulle die regverdiges is, en die Here sê, hy's bly oor daai een sondaar as oor die 99 regverdiges. Die vreugde. Die gelykenis van die verlore penning, Lukas 15 vers 10. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Duidelik, ons hoef nie te wonder nie, die Here het blydskap wanneer 'n sondaar van sy sonde vergewe word, wanneer hy tot bekering kom. Die gelykenis van die verlore seun, die blydskap wat die Vader ervaar, hy is so vrolik, hy sê slag die vetgemaakte kalf. Dan die oudste seun in die huis, hy hoor die musiek, hy hoor die beerdsange, die blydskap wat sy vader ervaar, daar's duidelike tekens daarvan, en dan ook dit wat sy vader vir ons sê. En ons herstel. En dis ook iets wat eintlik uitstaan in hierdie gedeelte, is daar was herstel toe die seun terugkom. Wat sê sy vader? Bring die beste kleed in die huis. Ekskuus. So dadelik, sy vader wil hy moet beter lyk. En daar word geskryf nou oor die geskiedenis van die gedeelte. Die beste kleed was juis vir feesvieringe gewees. So die vader herstel hom, hy gee vir hom die beste kleed. Wat gee hy nog vir hom? Die ring aan sy vinger. En dis natuurlik, ek seker, ons het iewers al almal hierdie beeld, miskien in 'n ou film of iets van die ring, wat hulle in die wasseël gedruk het. Nou dis wat daai ring was. So dit sê, daar's autoriteit. Daar's autoriteit om sake te doen, hy kon die seël druk. So sy vader herstel hom in daai posisie, hy gee weer vir hom mag op die plaas en in sy vader se sake. En laaste skoene. Skoene in daardie tyd was vir die ryker mense gewees. Slawe het nie skoene gedra. So sy pa gebruik die skoene vir 'n beeld, hy's weer kind. Hy's weer deel van hierdie gesin, deel van hierdie huis. So sien in hierdie gedeelte, as 'n sondaar na die Vader toe kom, is daar blydskap en daar's herstel. En hoe waar is dit nie van die hemelse Vader?
Daai verse in Lukas, die blydskap oor een sondaar, die blydskap voor die engele van God oor een sondaar, die blydskap van die Vader self. En dit begin wanneer iemand 'n kind van die Here word, daai blydskap wat daar in die hemel is. Die herstel wat daar is. En dit pas eintlik so mooi in, die kleed, die ring en die skoene. Want wanneer iemand 'n kind van die Here word, wat gebeur? Hulle ontvang 'n kleed. Efesiërs vers 24, en julle met die nuwe mens beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. So hulle ontvang 'n kleed. Die ring wat autoriteit wys. Die Here doen dit ook, Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Hy maak lewend, hy herstel. En laaste die skoene, wat wys die Vader aanvaar weer die kind as sy seun. Ons lees Romeine 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders. So nie 'n slaaf nie, 'n kind, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Here herstel 'n verlore sonde. Hy het blydskap as iemand 'n kind van die Here word. Maar wat dan van kinders van die Here? Ons het nou weer gepraat oor iemand wat 'n kind van die Here word, maar wat van ons? As ons gesondig het, wat gebeur? En ons het al baie hieroor gepraat. Die woord sê daar's 'n skeidsmuur tussen ons en die Here. Sonde maak skeiding, sonde maak verlatenheid, sonde maak, dit vat ons vrymoedigheid weg. Sonde het al die negatiewe effekte. Dit keer dat die Here ons kan seën. Want God het 'n afskeid aan sonde, maar wanneer ons daai sonde bely, dink weer aan 1 Johannes 1 vers 9, en die Here vergewe, dan herstel hy ook. Hy breek daardie skeidsmuur af. En ons kan weer kontak met die Here hê. Ons kan weer met hom wandel. Ons kan weer ervaar dit wat die Here vir ons gegee het. Ons kan weer sy seëninge ervaar. En so is daar ook vreugde wanneer iemand hulle sonde na die Here toe neem en hy vergewe dit. So hierdie laaste gedagte wat ons oor die Vader sien is, daar is vreugde om te vergewe. Nou daarmee som ek net so vinnig op, dit wat ons vanoggend oor gepraat het, die Vader van die verlore seun, en ons het gesien dat dit 'n genadige Vader is, hoe groot die seun se sonde was, en tog die Here vergewe, want sy genade is groot. Ons sien die verlange wat hy het om te vergewe, en so die woord is vol daarvan, die Here wil vergewe. En laastens die blydskap en die herstel, wanneer iemand hulle sonde na die Here toe vat. So dit is 'n duidelike beeld van die hemelse Vader. Dit is hoe die Here handel met sonde. En ons kan soos daardie verlore seun wees. Miskien het ons nog nooit bekeer nie, miskien is ons nog nie 'n kind van die Here nie, maar hy wag vir ons met oop arms. Hy wil vergewe, hy wil iemand sy kind maak. Solank as wat mense bekeer. En dis die boodskap wat ons by hierdie deure uitvat. Die Vader wil mense sy kind maak. Miskien is ons soos die verlore seun, maar ons is 'n kind van die Here, maar daar is sonde in ons lewens. Daar's iets wat ek gedoen het wat tussen my en die Here staan. Daar's 'n lewe wat ek leef, miskien leef ek soos die wêreld, miskien het ek nog nie iets bely nie. Dan weer eens, die Here wag met oop arms, bring dit na die Here toe. Dink weer aan Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Die Vader wag dat ons daai saak na hom toe bring, dat ons vergifnis ontvang. Die Here is genadig, en die Here verlang om te vergewe, en die Here vind blydskap daarin en herstel wanneer iemand bekeer. Daarom hoef ons nooit te wag nie. Ons kan met ons sonde na die Here toe gaan en hy kan ons skoon was. Deur sy liefde en sy genade en die feit dat hy die genadige Vader is. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons kom baie keer na U toe op 'n Sondagoggend en so deur die week en in ons stilte tyd en dan begin ons met die woorde dankie, Here. En as ons vanoggend aan hierdie gedeelte dink en ons dink net aan wat U vir ons doen, die feit dat U soos hierdie Vader is, dan kan ons weer net vir U dankie sê. Here, ons is feilbare mense.
En ons maak foute en ons sondig en die woord sê vir ons wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. En dan struikel ons, Here. En dalk kom ons nie na U toe nie, miskien oor skuldgevoelens, miskien omdat ons nie die sonde wil los nie, of vir ander redes, Here, terwyl U vir ons wag met oop arms. En ons sê dankie daarvoor, Here, dankie dat ons enige tyd na U toe kan kom en in 'n oomblik gehelp word, in 'n oomblik vergewe word. Soos U vir ons sê dat ons daardie saak uitmaak en U vergewe ons sonde, U was ons skoon. En U verwyder daai sonde van ons en U dink nie eens weer daaraan nie, sê die woord. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. Help ons, Here, dat ons gedurig deur U sal sien in hierdie beeld van die genadige Vader. En help ons dat dit ons sal aanmoedig om nie te sondig nie, maar wanneer ons gesondig het om dit na U toe te bring. Dankie, Here, vir wie U is. Dankie vir dit wat U vir ons doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons aan die Here. Die liefde van God die Vader en die genade van God die Vader en die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees wat met ons is, mag dit met U wees, met U bly. Tot Jesus kom. Amen.